Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ek hoop het gaan nog goed met julle almal. Nou vandag spandeer ons tyd saam uit Markus 9, vanaf vers 42 tot 50, waar Jesus harde woorde spreek oor die erns van sonde en die waarde van ons geestelike reinheid. Hy waarsku ons hier teen enigiets wat ons of ander laat struikel. Ons lees in vers 42 waar hy sê, en elke een wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is beter vir hom as 'n meelsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word. En dan gaan hy verder en sê, as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Nou hierdie woorde is nie letterlik bedoel nie, maar dit wys ons hoe ernstig ons moet wees oor ons geestelike lewe. Jesus sê eintlik hier vir ons, dat ons bereid moet wees om enige iets prys te gee wat ons verhouding met hom benadeel. En ek wil jou aanmoedig vandag, om stil te gaan sit en gaan dink, wat daar tans in jou lewe of in jou hart is, wat tussen jou en jou verhouding met die Vader staan. Dis nie noodwendig sonde of versoekings nie, maar enige iets wat jou hart verhard of jou fokus steel. Lê dit vandag neer en maak klaar daarmee. In vers 50 sluit hy af met 'n opdrag aan elke een van ons wat lees. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit weer smaaklik maak? Hier roep Jesus ons om sout van die aarde te wees. Mense wat lewe bring, reinheid bevorder en smaak gee aan 'n smaaklose wêreld. Hierdie gedeelte herinner ons net weer vandag, dat ons versigtig moet wees in alles wat ons doen, en sê, dat ons nie dalk 'n struikelblok vir iemand anders is, wat gaan veroorsaak dat hulle nie die koninkryk van God sal kan ingaan nie. En dan, dat ons sal leef met reinheid en toewyding. Dit gaan verseker 'n opoffering van ons vra, maar dis die pad na ware vrede. Verder herinner hierdie gedeelte ons, dat ons die sout moet wees en met 'n doel leef, dat ons smaak sal bring aan die wêreld om ons, en dat ons lewe lig bring waar daar duisternis is, en hoop waar daar wanhoop is. Ek wil julle aanmoedig vandag, wees getrou, wees rein, en wees bereid om op te gee wat nodig is, sodat jy iets veel groter kan ontvang. Die vrede van Christus in jou hart en 'n lewe wat ander na hom toe trek. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.